Fanny, het jy uit As It Is in Heaven gespeel? Gabriella song. Ja. Fantastische lied. Gaan kyk toch weer daai fliek. Ek weet nie die van julle wat dit nog nie gesien het nie, As It Is in Heaven. Die pragtige verhaal van die pianis, dink ek, wat gaan aftreed in sy geboortedorpie in Swede, en dan moet hy 'n koor daar begin, né? En as julle nou vir my WhatsApp, dan sê julle sien, die mens kan maar so 'n lyntjie daar sit, wat nou daarom iets sê van jou. So my lyntjie is, everything in life starts with listening. En dit is wat die kondukter vir sy koor gesê het, toe hy hulle nou bymekaar gekry het, en hy hulle nou wil 'n koor van hulle maak. Dis nou maar gewone mense soos ek wat nou daar staan. En toe sê hy, ons gaan begin deur te luister na wat in ons lywe aangaan. Onthou jy? En dan gebruik hy die woordjie, everything in life starts with listening. Ons sit aan die tafel hierdie Pinkstertyd. Ons gebruik Andrei Rublev se ikoon om ons te help om 'n verbeelding te ontwikkel hoe dit is as ons by God is. Hoe dit is soos wat hy dit nou geteken het, as ons saam met die Vader, die Seun en die Heilige Gees aan tafel gaan sit. En gisteraand het dit nou daaroor gegaan dat dit 'n oop tafel is. Ek het julle verduidelik dat Rublev het so 'n speeltjie daar gehad, sodat as jy nader kom, dan jy weet, kyk jy jouself, sien jy jouself, jy sit aan daai tafel. En dit het gisteraand daaroor gegaan, dat almal van ons verwelkom word. Theosis, God verwelkom ons om deel van hom te kan wees, saam met hom aan sy tafel. Vanaand gaan dit oor hoe ons met Christus in gesprek gaan aan hierdie tafel, en hoe Christus vir ons bevryding gee. Dit is waaroor dit vanaand gaan, en die simboliek vanaand, julle kan nou dink, 'n Bolander kan nou nie 'n week uithou sonder wyn nie, dit is daarom simbolies bedoel. So hulle het vir ons wyn in die julle nagmaalservies, en ons het die beker hierso, en nadat ons gebid het, gaan ek net die wyn skink, dat ons bewus kan wees van dit wat Christus vir ons kom doen het. Ons het gisteraand die kort gebed gedoen van stil word, en ons gaan dit vanaand weer so 'n bietjie inoefen, sodat ons lekker tot stilte kan kom, teenwoordig kan raak, en kan aansit by die tafel. Kom ons raak stil. Wees stil en weet, ek is die Here, jou God. Wees stil en weet, ek is die Here. Wees stil en weet, ek is. Wees stil en weet, wees stil. Wees.
om by U te kan wees, Here, om aan U tafel te kan sit, is beter en mooier as enigiets in die lewe. By U vind ons vrede en rus en bevryding wat nie uit onsself kom nie. Amen. Ons loflied wat ons saam sing is lied 421. Ons gaan 2 verse daarvan lekker saam sit. Kom ons staan. Is dit 3 verse? En 442. Right, ons volg vir Fani. Amen.
Ek lees vanaand vir ons uit Filippense 2. Die gedeelte wat ek lees staan bekend as die Christus hymne of die Christus gesang. En word deur teoloë beskou as eintlik die oudste belydenis wat die kerk gehad het. Julle weet mos nou dat dit 'n hele paar jaar gevat het voor die kerk 'n Bybel gehad het en nog langer voor die belydenis van Nicea gevorm is. So vir baie lank het die kerk eintlik net verhale vir mekaar kon vertel en ook liedere gesing om vir mekaar te verduidelik hoe hulle oor hierdie drie-enige God dink. En in Filippense 2 vanaf vers 5 af kry ons tot vers 11 kry ons soort van 'n samevatting, mense sou amper kon sê die eerste geloofsbelydenis wat daar was. Nou ek het gisteraand gesê ons praat oor theosis, dat God ons innooi om met hom een te word, saam met hom aan tafel te kan sit. En vanaand gaan dit oor die begrip kenosis. Dit is 'n Griekse woord wat beteken, dit is 'n moeilike woord om in Afrikaans te vertaal, maar dit kan wees om jouself uit te trek of om jouself te ontledig. So dit is nie eintlik 'n woord, hoe ontledig 'n mens nou jouself, hoe raak jy leeg van jouself? Maar dis waaroor dit vanaand gaan, dat wanneer ons by die drie-enige God aan tafel sit, dat Jesus Christus fyn na ons luister, dat hy, soos ons gisteraand gesê het, nie eers eet nie, maar ons diensknegt word en ons bedien, en eintlik homself vir ons gee. Dis die simboliek van die wyn, dat hy uiteindelik sterf ter wille van ons. Ek lees uit die 2020 vertaling. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Nou, die van julle wat dalk belangstel in filosofie, die woord gesindheid hier is die woord phroneo, wat in die Griekse filosofie 'n baie belangrike rol gespeel het. Dit beteken manier van dink of om wysheid prakties te maak. Praktiese wysheid is dalk die beste manier om dit te vertaal. So, dieselfde manier waarop Jesus gedink en geleef het, of dieselfde wysheid waarmee Jesus geleef het, daai gesindheid wat in hom was, moet ook in julle wees. En dan van vers 6 af word nou verduidelik, is amper, mens sou kon sê, die ritme van die kruis word dan vir jou verduidelik. Hy sê vers 6, wat in die gestalte van God was. Nou, die woordjies daar is baie interessant. Dit is theo is die woord vir God, en morphei is, julle kan hoor, dis vorm, né? Die theomorphei, die gestalte van God was. Nou, ons sal dit nou nie vandag weet nie, maar die Grieke van daai tyd sou presies geweet het wat Paulus hier bedoel. Want as daar 'n byeenkoms was waar die keiser opgedaag het, dan het 'n man op 'n beel geblaas en iemand het geskree, Theomorphei, die keiser is hier. Dit was die formule waarmee aangekondig is, die belangrikste man in die hele ryk is hier, die keiser. En die keiser was vir hulle in die gestalte van God. Nou sê Paulus vir die gemeente, Christus was God.
in die gestalte van God, het hy nie daaraan vasgehou nie. Mense sou sê, het hy ook nie daai kleed aangehou nie, maar het hy homself ontledig. Het hy die gestalte van God uitgetrek, die kleed uitgetrek, en die gestalte van 'n slaaf aangeneem. Nou, dis gelade woorde wat in hierdie belydenis gebruik word. Slaaf is mos nou die doulos, ons sommer sê donkies, né? Mense wat deur ander gebruik word en deur ander besit word. Daai woorde het soos knal deur die gemeente gegaan toe hulle dit die eerste keer gehoor het. Want skielik het hulle besef, die Christus, die Here, wat ons nou net gesing het, wat koning is koning op 'n ander manier as wat die keiser heers oor sy ryk. Hy trek sy kleed uit. As jy by hom aan tafel kom sit, is hy nie die hoof van die tafel, wat jou neerhalend of neerbuigend verwelkom as sy onderdaan, om hier saam met hom aan die tafel te kom sit nie. Hy ruil die rolle om. So gaan vers 7 en 8 aan en sê, hy het mens geword. Hy wat God was, het mens geword. Ons noem dit die inkarnasie. Hy het 'n baba geword. Hy het geleef. Hy het geëet. Hy het gehuil, hy het gelag. Hy het lief gehad. Hy het gesterf. Dit is opvallend hoeveel keer Jesus op verskillende plekke saam met mense eet. So hy byvoorbeeld in Lukas 24 vir die eerste keer verskyn aan die disippels. Sê hy vir hulle, as hulle byna doodskrik en dink hy's 'n spook, sê hy vir hulle, gee vir my van daai vis dat ek dit eet, dat julle kan sien, dis nie net 'n gees wat hier by julle is nie, ek is in my liggaam hier by julle. En terloops, wat baie interessant is in die as jy nou 'n bietjie belangstel in die kuns van die middeleeue, toe hulle Christus geteken het, toe hy opgevaar het, is daar 'n konstante fout gemaak. Want hulle teken hom, verbeeld hom, as hierdie verheerlikte liggaam, gewoonlik baie wit, amper so marmerwit, ongeskonde. Die merke van die kruis is nie daar nie. Maar die Bybel sê vir ons baie duidelik, toe Christus verskyn het aan die disippels, het hy gesê, kom, kyk hierso, hier is die merk, waar hy spies aangetrek het. Kyk na my hande, kyk na my voete, geef my kos dat ek eet. So hy het mens geword, in alle opsigte het hy mens geword. En toe hy mens geword het, het hy ons diensknegt geword. Die gestalte van 'n slaaf aangeneem. Hy sê vers 7. En het hy in ons plek gesterf. En dan gaan die hoofstuk aan en verduidelik en sê, daarom, omdat hy gehoorsaam was hieraan, verheerlik God hom, en sal elke knie voor hom buig, en sal elke stem erken, dat Jesus Christus die Here is. Nou, dis nou baie belangrik, dat ek vanaand vir julle verduidelik, dat hierdie nie net 'n tussenpose was, waar Jesus nou maar met respek gesê het, vasgebyt het, al hierdie vreeslike goed deurgegaan het, sy koningskap gelos het, al sy privilegie gelaat het, mens geword het, kom dien het, uiteindelik gesterf het,
opgestaan het, nou is hy in die hemel, nou hou hy op om hierdie moeilike goed te doen. As ons aan tafel kom sit, by Christus, sal Christus weer en steeds vir ons kom dien. Dit is 'n uiters belangrike ding om te verstaan in ons verhouding met Christus. Dit beteken nie dat hy nie koning is nie, en dit beteken nie dat almal hom uiteindelik sal dien nie. Maar sy identiteit is nie iemand wat gedien wil word nie. Maar sy identiteit is die een wat wil lief hê en wil luister en wil omgee. Hy doen dit vandag weer as ons saam met hom aan die tafel gaan sit. Uitgetrek, mens geword, slaaf geword, gesterf, sodat ons vry kan wees. As jy in jou gedagtes, soos ons as teoloog sê, in jou beeld van God, 'n beeld het wat so bietjie soos die kinderbybels werk, jy weet, van Christus sit daar op 'n wolk, en daar sit die Vader op 'n troon, en langs hom sit Christus, verhewe bo ons, né? Ek dink baie van ons het so 'n beeld. Wil ek dit vanaand aanvul, en ek wil jou uitnooi om te dink oor daai merktekens van die kruis, wat nog steeds langs die troon van die Vader is. Ek verstaan dit so. As ons met ons moeilikheid na God toe gaan, is dit Christus wat dit vir die Vader verduidelik, waarvan ons nou praat. Want Christus was ons nou mens. Hy het al hierdie goed wat ons beleef, het hy ook beleef. Ek verbeel my, dat as die Vader nou so 'n bietjie wonder en sê, waaroor sukkel Frederik tog nou weer vanaand so baie, dat Jesus sy hand sal oopmaak en sê, onthou jy die kruis? Onthou jy die angs waardeur ek is? Dis waarvan hy nou praat. Nou, sodat die Vader kan verstaan. Nou ons weet, in die geskiedenis het mense in verskillende tye van die geskiedenis die verlossing wat Christus se kruisdood, sy dienende karakter vir ons bring, verskillend verstaan. Ons weet byvoorbeeld in die tyd van Luther, wat baie angstig was die kernvraag, hoe vind ek 'n genadige God? Dit kom nou nadat die kerk vir eeue eintlik net oor die oordeel van God gepraat het, en mense eintlik angsbevange was om met God in kontak te kom, en hulle skuld gaan afkoop het by die kerk. Julle ken daai geskiedenis, worstel Luther daarmee, en lees hy uiteindelik die brief van Romeine, en besef hy, dit is nie reg nie. God is genadig. En so ontstaan die reformatie saam met ander vaders van die reformatie, soos Calvin en Zwingli ensovoorts. Die kans is dat ek en jy met ander vrae na Christus toe kom vanaand. Die, kom ons sê, moderne mense wat ons is, natuurlik sit ons ook met skuldvrae, en natuurlik moet ons dit ook na God toe neem. Maar dit mag ook wees
dat jy met 'n sterk bewussyn van skaamte by die tafel gaan sit. Bewus daarvan dat jou lewe nie geloop het, soos wat jy dalk gedink het dit sou loop nie. En dat jy daar goed is waaroor jy nie net skuldig voel nie. Mense sê skuld is goed wat jy gedoen het aan ander en jy jammer daaroor en jy gaan praat met die Here en jy gaan praat met hulle om vir hulle vergifnis te vra. Skaamte is hoe jy oor jouself voel. Hoe jy vir 'n oomblik dink as jy in die spieël kyk. Soos Johannes Kerkorrel sing, jy weet, soos 'n vrou voor 'n spieël. Jy amper wil wegkyk. En 'n goeie skoot skaamte is nie 'n slegte ding nie. Maar te veel daarvan, meer oorweldigende gevoel van ek is nie goed genoeg nie, is iets waarvan die moderne mens bevry moet word. Daarom is dit nie toevallig dat toe Christus gesterf het, hy aan 'n skandpaal gesterf het nie. Julle weet mos, né? As jy veroordeel is tot 'n kruisdood, was dit sodat jy daar in die publiek vasgespijker word aan die kruis en almal na jou kan kyk en jou kan spot, soos wat hulle ook met Christus gemaak het en sê, kyk wie is jy. Jy het gedink jy is die koning van die Jode en hier hang jy nou aan 'n skandpaal. As Christus die theomorphie, die goddelike gestalte uittrek en ons kom dien, dan kom dien hy ook mense wat skaam is. Dink ek is nie goed genoeg nie. Dis goed wat baie diep in ons sit. En dit vra baie gesprek en geduld om dit uit mense uit te kry. Dat hulle dit deel. Ons weet in ons land kom goed voor soos huishoudelike geweld, waar kinders, vroue gemolesteer word en irrasioneel 'n identiteit van skaamte op hulle neem, asof dit hulle skuld was dat dit met hulle gebeur het. En dit kom lê in families, dit kom lê in gemeenskappe, dat mense ander nie net skuldig laat voel nie, maar ook skaam laat voel dat jy is soos wat jy is. Ek is nou deesdae oupa, so ek het nou die vreugde om 2 klein kinders te help grootmaak. Deesdae as 'n ouers gee ons nou nie om tydig en ontydig die oupas en die oumas in te roep nie, maar wat dit nou nie vir hulle sê nie. Ons doen dit graag. En ons doen die meeste van moeite om die karakter, die identiteit van hierdie 2 kinders soos goud te bewaar, dat hulle so lank as moontlik beskerm kan wees teen mense wat hulle skend in hulle menswees, asof jy nie goed genoeg is nie. As jy dalk iets daarvan in jou het, nooi ek jou vanaand uit om na Christus te kyk as die een wat nie net ons skuld nie, maar ook ons skande kom dra.
en jou wil vryspreek daarvan. Nooi ek jou uit om vir 'n oomblik te onthou dat jy met al jou skete en al jou gebreke geskape is na die beeld van God. Jy is mooi. Jy is goed. En Christus wil dit vanaand in jou herstel. Mag die Gees jou vanaand die moed gee om vir eens en altyd te sê, ek is okay. God het my okay gemaak. Ek is daar in die Noord-Kaap groot geword. En hulle het nou vir ons Engels en Afrikaans geleer. As julle nou verstaan wat ek bedoel. Vandag se kinders is nou baie slimmer, maar ons was nie vloeiend in Engels nie. Dit is maar iets wat jy so in die boek geleer het. En Miss Meyer, rest her soul, sy is nou al oorlede, was 'n baie deftige Engelse dame. En die boerseuns in haar klas was vir haar maar, dit was maar vir haar moeilik. So, sy het eendag in graad 9, het sy nou vir my en 'n paar pelle by mekaar geroep en sê, ons asseblief agterbly. En toe het sy gesê, ons moet haar beloof, as ons nou eendag groot is, dat ons nooit in die publiek Engels sal praat nie, want dit sal 'n skande op haar naam wees. So sit ek 20 jaar later in Albuquerque in die VSA en ek moet môre 'n lesing in Engels aanbied. Ek het 'n kamermaat, Nico Koopman, en so ek gaan sit nou maar op die toilet in die badkamer en lees nou die ding weer, hoor, ek ken dit al uit my kop, ek kan dit van agter af vorentoe sê, maar ek moet dit nou in Engels doen in die publiek. Hier by 4:00 die oggend sê ek toe nou, Miss Meyer, asseblief, los my nou, ek gaan dit môre doen. Ek het so 'n bietjie ander woordjies ook gebruik, maar ek mag dit nou nie vanaand gebruik. Met die kom my kamermaat in, hy sê, ou Fred, hy sê, jy okay? Ek sê, man, ek is nou okay, ek gaan dit doen môre, wat ek toe nou ook gedoen het. Jy is okay. Jy is meer as okay. Die Here het jou na sy beeld gemaak, hy het vir jou unieke vermoëns en roeping en gawes gegee. En Christus wil jou vanaand van enige sweem van skaamte bevry. Maar die bevryding gaan nog dieper vir ons as moderne mense. Ons weet vandag dat as mense een of ander vorm van trauma beleef het, dit nie net in jou kop gaan sit, waar jy dit onthou nie, maar dit kom sit in jou weefsel. En sê mense, mos nou vandag, the body keeps the score. So dit gebeur met mense wat deur trauma gegaan het in hulle lewe, dat hulle eintlik dink dit is verby, hulle is okay, en dan gebeur daar iets en skielik reageer jou lyf asof jy weer 'n Sander 6 seun is wat jy weet oor die kolle gehaal word. Dis nie logies nie, dis onlogies, maar jou lyf het onthou. So het ek as 'n jong student in Kimberley gaan aflos in 'n gemeente en ek het nou, jy weet, skryf jy goed uit die preke en jy leer dit en jy doen jou bes. En maar soos die vakansie nou aangaan,
begin die jong man nou 'n bietjie voet optel. Jy weet, ek begin nou 'n bietjie meer vrymoedig te raak. En die laaste Sondag voor ek nou klaar maak, is ek nou ook lekker op dreef, seker maar 'n bietjie oormoedig. En toe ek opkyk, toe sien ek, daar sit die skoolhoof, wat hoof van ons skool was, meneer Hannes van den Berg. En ek deplete, soos hulle in Engels sê, tot 'n graad 8 seentjie, daar op die kansel. Hy het waarderend sit en luister, maar in my kop raak ek toe nou, jy weet, hoe kan ek nou vir die man preek? En ek onthou hoe ek maar net afgekyk het, my teks gelees het en so later so bietjie weer spoed opgetel het. Na die tyd pyl hy op my af, en ek dink, jene wat tog nou. Hannes sê, man, jy preek baie beter as jou pa, dit was fantasties gewees. Ek het dit nou nie vir my pa gesê nie, maar ergens dra ons in ons lywe goed wat ons moeilik bevry van word. Ons noem dit trauma. Die kans is baie goed dat Suid-Afrikaners meer aan trauma blootgestel is as mense in ander lande. En dis vanweë die geskiedenis wat ons land deurgegaan het, maar ook vanweë die hoë vlakke van geweld waarin ons vandag leef. Kans is goed dat soos julle vanaand hier sit, julle al sulke ervarings gehad het, wat binne in jou lyf kom sit het. Getraumatiseer. Moenie dink, jy het dit nie. En ek wil nou nie vir jou moeilikheid gee nie. Maar die gesprek met Christus aan tafel, die heling, die vernuwing wat die nuwe wyn simboliseer, dit is nie sommer net oppervlakkige goed, van jammer dat ek dit gedoen het, en jammer dat ek dit gedoen het, en jy gaan nou maar net aan nie. Het gaan oor jou diepste van mens wees, van die grootste nood wat jy jouself in kon bevind het. Dis vir daai goed waarvoor Jesus gesterf het. En ek het die wonderlike voorreg om vanaand jou daaraan te herinner, en vanaand vir jou te sê, as jy by hierdie tafel kom sit, as jy in gebed met hom is, as jy nadink oor God, hoop ek die eerste ding wat by jou opkom, is 'n koning, wat al die tyd van die wêreld het, om met jou te praat. Die heerser van die heelal, wat beskik oor al die magte, en voor wie al die knieë uiteindelik sal buig. Wat tyd het? Totdat jy eerlik met hom kan wees. Daar gebeur meer met ons as ons met die lewende God saamleef, as sommer net dit wat op die oppervlakte is. Daar gebeur wonderliker goed met ons, as sommer net om te sê, ek ken hom. In Johannes 20, na hulle die visse gevang het, kom sit hulle by Jesus op die strand, en daar is 'n vuurtjie, en hy maak vir hulle vis, en hy begin met Petrus te praat. En ek gaan nou nie die hele gesprek nie, maar julle onthou hoe hy vir hom sê, het jy my lief? En Petrus aanvanklik met groot bravade, antwoord natuurlik, Here, u weet dat ek u lief het. En totdat hy uiteindelik eerlik raak oor homself.
soos 'n vrou voor 'n spieël. Daar is 'n plek in die lewe waar jy kan gaan sit. En waar jy eerlik mag wees, soos op geen ander plek nie. En daai plek is aan die voete van Jesus. En ek kan jou vanaand herinner, daar gaan jy vrykom van jou skuld, hy sal jou vergewe. Sal jy verlos word van jou skaamte. Arnold van Riller het gesê, wanneer ons 'n kind van God word, trek God ons op, dat ons regop kan staan, en mense in die oë kan kyk en sê, ek is okay. Nie oor wie ek is nie, maar vir wie ek ken. En dit is ook 'n plek waar ek goed kan sê wat ek eintlik net oor kan huil. En my vriend en my vriendin, jy sal getroos word. Kom ons bid saam. Here, sal ons maar begin deur te sê ons is jammer dat ons so dikwels sommer net woerswarts by U wil verbyleef. Dankie dat ons vanaand in rus en vrede by U kan sit. En by U kan smeek, Here, bevry my. Vergewe, Here, ons oortredinge. Bevry ons van ons skaamte. En verlos ons van ons trane. En ons bid dit nie net vanaand vir onsself nie, Here. Ons bid dit vir ons gemeenskap, vir ons land, vir soveel mense, Here, wat daagliks getraumatiseer word. Laat ons dieselfde gesindheid hê as wat U met ons het. Maak ons oë sag. Geef ons geduld. Maak ons ore oop. Geef ons arms wat mekaar kan vashou. Dankie dat ons U mag ken. En deur U bevry kan word. Amen. Vriende, julle weet nou al die sop is lekker. En jy kan selfs kies en keer. In die Boland sê hulle, as 'n gemeente nou regtig goed doen, dan het hulle 'n wynlys by nagmaal. Dan kan jy sê, jy weet hoe jy daarvan hou. Lyk my hier, het jy 'n verskeidenheid van soppe, en ek kon net gisteraan 2 proe, ek gaan nou vanaand
as hy weer daar is, gaan ek 2 ander proe. So baie dankie vir die wat dit voorberei het. Ons gaan weer lekker saam kuier. Môre aand praat ek met julle oor wat dit beteken dat die Vader, die Seun en die Gees wat saam met ons aan tafel, wat gebeur tussen hulle? Wat is die soort gemeenskap wat hulle vorm? Die perigorese of die dans van God. Dit is verskriklik interessant as 'n mens 'n bietjie daaroor nadink. En het baie groot implikasies vir hoe ons oor onsself en oor die lewe dink. So julle is baie welkom. Hoeveel sing ons? Net een. 2 verse. En dis lied 251. Dankie, kom ons staan. Ons gebruik ons om mekaar te groet met die seën van die Here. Wat vanaand gesê is, waaroor ons gedink het, die volheid daarvan word nou aan elkeen van ons gegee. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees.